Ons staan aan die einde van 2024. Al is minder as 'n uur oor. Dit wat jy wou gedoen het? Sorry, dit is verby. En daar het ook goed gebeur in hierdie jaar. En as ek jou vanaand kan vra, wie sou graag hierdie jaar anders te wou gehad het? Wie sou meer geestelik wou groei? Ok, ja, right. Ok, so, ons wil graag die jaar anders te wou gehad het. Ek dink, die vraag was nie op die aarde gebonde gewees nie. Ja, dit ook. Kon ek meer geld gemaak het? Ja. Kon ek 'n beter pa en 'n beter ma gewees het? Ja. Kon ek 'n beter kind van die Here gewees het? Kon ek beter besluite geneem het? So as ons hierdie 366 dae kan terugdraai, sou daar dae gewees het wat, dink ek julle aandag, was daar dae gewees wat ek self regverdig was? En dan, ek is alright. Ek kom daarom so 4 keer 'n maand in die kerk en ek gee my tiende, maar daar is soveel goed wat groter en beter kon gewees het. Stem jy saam met my? Besluite wat ons anders sou geneem het in hierdie jaar. En jy gaan my sê, maar ja, daar is baie omstandighede wat invloed het daarop. Maar as my waardes en my besluite volgens God se woord was, sou jy einde van my besluite beter gewees het. Sou die gevolge van my besluite nie gewees het wat dit dalk was nie. En ek wil hê jy moet jou Bybel saam met my oopmaak en ek lees dit vir jou vanaand uit die New International Version. Ekskuus as ek dit in Engels lees, maar daar's 'n rede daarvoor. Ons gaan dit op die bord vir julle gooi. Jesaja 33 vers 6. En so 'n maand of wat terug deur die skrif lees, toe sê ek, dankie Here. Ek het dit nodig in my lewe. Wie draad nodig vir 2025? Wie het iets nodig om aan vas te hou? Ek het iets nodig, wat op my eie kan ek dit nie doen nie. Ons probeer baie hard om ons eie dag vir dag en dan val ons. Jesaja 33 vers 16, New International Version, met 'n hoofletter, He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. En as jy nou na die songs gekyk het wat ons gesing het, kan ek gou vir jou dit in die boodskap lees. Hy sê in daardie tyd, 10:11, 2024, 31 Desember, in daardie tyd sal hy, God, die fondasie wees waarop julle met vertroue kan bou. Hy sal julle oorlaai met 'n skat van wysheid en kennis wat tot julle verlossing sal lei. En dan, maar die sleutel tot hierdie skat is die ontzag wat julle vir die Here het. God wil vanaand vir my en vir jou aan die begin 50 minute, 45 minute van 2025 af 'n skat gee. Hy skep ons iets om op te kan bou, sodat 2025 ten spyte van die wêreldomstandighede, ten spyte van oorloë
en ten spyte van ekonomiese druk en van werksdruk en van sosiale druk en al die goed wat in ons wêreld aan die gang is, het ons 'n skat vanaand. En die God spraak kom en hy sê, he's the sure foundation. Hy is die fondasie waarop jy met vertroue kan bou. En onmiddellik gaan my gedagte terug na Matteus 17, ons het vroeër in die jaar het ons gepraat oor dit, waar Jesus sê, aan die einde van sy bergpredikasie, 'n wyse man bou sy huis op die rots. En 'n dwaase man bou sy huis op die sand. En wat is dit? Die een wat na my woorde luister en dit doen, en ons het daar diepte ingegaan, oor dit wat die Here vir my en vir jou gee. Maar God is ons sure foundation, en ek is nou nie 'n tegniese mens en 'n bouer, maar ek weet verseker, al wil jy 'n muur bou, moet daar 'n fondasie wees. En hoeveel keer het ons in 2024, het ons aan goed gebou in ons lewens, finansies en in ons geestelike lewe het ons sommer maar net begin en ons het gebou. Op ons eie, ons het kry 'n bright spaakie in ons gedagte en dan hardloop ons net in daai rigting as ons ook glory. Dan kom die winde en dan kom die storms en dan val ons mure en val ons huise en val ons drome en val ons begeertes plat. Want die fondasie was nie sure gewees nie. Die fondasie was nie vas gewees nie. Die fondasie kon ek nie met vertroue opbou nie, want jy weet daai stemmetjie wat jy praat, as jy iets doen, as jy besluit neem, ek het in my lewe al 'n trok gekoop, ek het ook in die bank staan, soos daar so holkol op my maag, sê, vloos die muziek, jy in 'n trok, nee, en weet jy wat, ek moes, die fondasie was nie daar gewees nie. En die storms het gekom en uit voorplan geval. Maar daar is 'n sure foundation. En God wil vanaand vir jou sê, ek wil jou fondasie wees. Ek wil jou fondasie wees van die 1 Januarie af, wat oor 'n paar minute gaan slaan en van die 1 Januarie af tot die 31ste Desember. Elke oomblik, van elke dag sê hy in Psalm 68, ek quoteer dit so baie, hy sê dag na dag dra ek jou. Waar wil ons 'n beter fondasie hê, wat ek met vertroue op kan bou, as die Here God, die skepper van die eindes van die aarde, wat kom sterf het vir ons. Dis die fondasie van ons godsdienst, dis die fondasie van ons geloof. En baie keer bou ons op dit wat gister en eergister gebeur het, en ons bou op ons, nie ons geloof nie, ons godsdienst. En dan kom die winde, en dan val ons plat en ons weet nie hoekom nie. Omdat Jesus nie ons fondasie was nie. En as die Here ons fondasie was, want ek wil vir jou sê, 2025 gaan nie makliker wees as 2024 nie. Die storms en die winde en die beproewings gaan erger word. En is dit 'n bang storie? Nee, die Bybel waarsku ons. Hy sê in die laaste dae gaan die duiwel, hy gaan rondgaan soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy wil verslind. Hy sê, hy kyk na jou, en sy begeerte is na jou. Hy is besig, want hy weet sy tyd is min. Maar ons hoef nie te vrees nie, want ons fondasie is die leeu uit die stam van Juda uit. Dis nie soos 'n leeu nie, maar ons is die waaragtige, die egte. En as ek vanaand nou, ek oor hierdie dink en die Gees praat, toe sê ek, Here, dankie dat ons 'n God het wat lewe. As ek vanaand nou in 'n moslim tempel moes sit, of in 'n boeddhiste tempel moet sit, ek kon nie verseker weet, dat my fondasie reg is nie. Want daar is nie lewe nie. Die grootste wonderwerk, en ons geloof is daar gekoppel, is hierdie tafel. Maar nie net hierdie tafel nie, dis iemand wat aarde toe gekom het, die seun van die almagtige God, kom sterf het vir jou en vir my, en nie net dit, as hy net gesterf het, was ons geloof so bietjie iffie gewees. Was ons godsdienst so bietjie iffie gewees. Maar die feit dat Jesus opgestaan het,
En hy sit aan die regterkant van die Vader, waar hy vir my en vir jou intree. Dis die fondasie wat ek van praat vanaand. En hy kan vir ons intree, die feit dat hy opgestaan het, dat hy lewe kan, lewe is my en jou fondasie waarop ek kan bou. En omdat hy lewe, kan ek lewe, sê die woord. En lewe in oorvloed hê, sê Jesus self. En dis wat sy gedagte vir jou en vir my is. Jeremia 29. Kyk net die gedagtes wat ek aan julle koester. Waaraan ek vir 'n hoopvolle toekoms hê. Julle ken ons die skrif. En dan gebeur goed met ons in die jaar, en sê, ek weet daarom nou nie. Is beter die toekoms vir die Here. Maar my fondasie was nie reg gewees nie. My fondasie van my keuses, van my besluitneming, was nie korrek gewees nie. Weet jy wat beteken dit as ek Jesus as my fondasie het? Using Jesus as your foundation for life involves building your values, your waardes, your principles and decisions on His teachings and example. Jou waardes, jou beginsels en jou besluitneming. As jy Jesus die fondasie van daai deel van jou lewe maak, is daar niks wat die duiwel kan doen nie. Jy glo my nie? Maar dit het in 2024 gebeur, in 2023 gebeur, dit het in 2022 gebeur, en ons traai, en ons probeer, en ons kom nie daarby uit nie. Hoor my huis van genade, ons gaan in hierdie jaar, en ek gaan nou by die rest van dit uitkom. As ons Jesus ons fondasie maak, in ons waardes, ons beginsels, en ons besluitneming, is daar lewe vir jou. Is daar 'n hoopvolle toekoms vir jou. En wat gaan hy dan vir ons gee? En ek het vandag gaan kyk na hierdie fondasie. Hoe kry mense dit? En ek moet sê in algemene goede, die study in the Bible en develop a prayer life en die skrifte uit moet jy rigting soek. En jy moet jouself omring met 'n positiewe en 'n ondersteunende gemeenskap, en toe sien ek 5. Practice forgiveness and love. Oh my word. Geen wonder ons sak in die sand weg. Practice forgiveness and love. En dis op sy eie preek. Trusting God's sovereignty, in sy soewereine mag, in sy glorie. Ek glo daarin, trust, dat God vir my iets goeds wil doen. En as ek by hom gaan bly, dan gaan ek uitwerk, soos hy dit wil hê ek moet uitwerk. Emulate, en dit is om Jesus se nederigheid en sy diensbaarheid as 'n voorbeeld te gebruik. Celebrate Jesus' resurrection, share your faith, seek spiritual growth. Daar's 'n klomp van ons, en ek wil met hierdie klomp praat vanaand. En ek wil met daai klomp praat. Want as ons by spiritual growth uitgekom het, as ons geestelike reëse was, moes ons uitgepak gewees het vanaand. En ek wil julle salieer vanaand. Ek praat met die verkeerde mense. Maar as ons lewens kan begin om op hier ons Jesus te begin bou. Just imagine, nie net wat in ons gemeente nie, maar in ons gemeenskap, wat die invloed daar kan wees. En die van julle wat saam met ons was, toe ons uitgereik het by ons kankerpasiënte, op die kankerafdeling van die hospitaal, hey, daar's nood. Daar's mense wat uitroep, daar's mense wat skree, het jy vir my 'n antwoord, en al wat ons moet skree is Jesus. Hy is ons antwoord, hy is ons fondasie. Hoekom? Want dan gaan hy vir ons 'n skat gee. Luister wat sê die skrif, hy sê, for your times, dit is die tyd wat ons in lewe, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. Hierdie ryk skat van redding, en ons almal is gered vanaand,
En baie van ons stop net daarso. Maar God wil vir jou kennis gee. Hy wil vir jou wysheid gee. En toe ek dit oordink, toe dink ek aan, ek is baie op die pad. En baie in ons swart gebiedens, en daar's nou nie straatname nie, of in min van hulle is daar straatnommers, straatname, en straatnommers is erfnommers. En voor die GPS het ons sulke boeke gehad. Nou verklap op my ouderdom. Sulke boeke gehad, maar die straatnommers was nie daar, jy het nie die straat se naam gekry. En baie van daai huise, dan kom jy by die punt op die hoek van die straat, dan is dit erf 341 en jy soek 342, dan is dit 4 blokke aan, begin 342 weer. Ons het ure gery en gesoek om by die regte huis uit te kom. En toe kom die GPS in. En toe kon hy vir my wys waarna toe ek moet ry. Die boek kon vir my wys min of meer waar toe ek gaan. Die GPS wys my van waar ek kom en waar toe presies ek kan gaan. Hoeveel tyd dit gaan vat, hy kan vir my die probleme gee en deesdae kan vir jou sê daar's 'n ongeluk, jy gaan nog 30 minute staan by die ongeluk om verby hom te kom en dit gaan jou so lank vat om by jou destinasie uit te kom. Die eerste aand toe ons met 'n GPS ry op die Paryspad en die vrou praat skielik hier langs ons braai van 'n byl afrit. Toe skrik ons mors dood hier in die nagtelike ure. Maar ons het tot kennis gekom. Soos 'n GPS kan God vir jou sê, maar dis jou destinasie en hy gaan dit dalk nie eens vir jou sê nie. Sê maar pas op vir hierdie, dit gaan jou dalk so lank vat, maar hier's dalk gevare, hier's 'n speedtrap, hier's 'n spoedklok vol, pas op daarvoor. Jy kan tot kennis en tot wysheid kom van watter besluite jy moet neem, in jou waardes, in jou besluitneming, in jou beginsels. Die skat wat Jesus vir my en vir jou wil gee in hierdie aand, is 'n skat wat hierdie wêreld nie vir my keer vir my en vir jou kan gee nie. En hoe dikwels soek ons dit nie by die wêreld nie. In ons eie vermoë. En weet jy wat? Ek het toe vir my 'n GPS gaan koop. En dan kom ek by 'n kruising of by 'n split in die pad. Want as daar aan die kant Pretoria tussen die plase en dan gee jy vir die koördinate en ek sê, maar kan nie hierin wees nie. En dan draai ek en kom terug, dis daarin. Ek vertrou nie die GPS nie. En dan moet ek terugkom en ek moet maar deur die grasies ry en dan kom ek by die plek uit die plot wat ek moet uitkom. Sê, you have arrived at your destination. En as ek jou goeie nuus kan gee, God wil jou by jou doelwit, by jou destinasie uitbring, wat hy vir jou gedink het, Psalm 139, wat hy beplan het vir jou lewe, as jy nie die GPS van die woord van God, dit wat hy vir jou lewe droom, dit wat hy vir jou lewe beplan het, as jy hom die fondasie gaan maak, dan gaan hy die skat van jou verlossing, van jou kennis, vir jou wysheid gee, wat hierdie wêreld nie kan gee nie. En ons het gesing vanaand, is alles tot eer van sy naam. Alles is tot eer van sy naam. En as ons 'n jaar van nou af kom, as die Here vertoef om te kom, kan ons mekaar sê, maar op geestelike vlak, op liggaamlike vlak. Ek het 'n paar besluite geneem, net 'n week terug, by die Kersfeestafel, want hy tweede helpie, Here help my. 'n gesonde liggaam, hy is 'n gesonde gees. Dis die tempel van, come on, kerk, come on, ons gaan vas in Januarie, ag nie alweer nie. Gaan God net vir jou hierdie skat geleer. Die Bybel sê, the key to this treasure, hierdie skat,
hierdie skat is iets wat geweldig baie geld kos. En hierdie skat het Jesus, die Seun van God, sy lewe gekos. En die sleutel, sê hierdie Godspraak, is die vrees van die Here. Nie vrees vir 'n godsdienst nie vrees vir teologie nie vrees vir 'n koning van hierdie aarde of vir 'n regerder van hierdie aarde, 'n party of vir jou werkgewer nie vir jou kinders nie vir jou man en jou vrou nie, 'n vrees vir die allerheiligste, vir die allerhoogste God in die heelal. Praat ek van 'n vrees van bangvrees? Nee. En dis hoekom ons dit gesing het vanaand. I stand in awe of you. En ek gaan nie in diepte ingaan in the awe of God nie, want daar is soveel diepte daarin, waar ek en jy, as ons besef die vrees van die Here, hoe 'n groot impak het dit op jou en my. Terwyl ons vanmiddag ry, sê ek vir ons gooi gou diesel in, voordat ons potjie ry, en jy sien die manne koop die sakke chakels, kortblokke plakkies, geen gedagte van, is dit dalk, gaan dit nie moeite werd wees, om hierdie jaar, net vir Here dankie te sê, dat hy my deur 2024 gedra het, en te gesê, Here, help my in hierdie jaar wat voor lê, want sonder U kan ek dit nie doen nie, want ek I stand in awe of you, ek kan dit nie doen nie, my grote God, ek kan dit nie doen nie. En die vrees van die Here het so bietjie afgedaal in die kerkewêreld, in die mensdom. En dis kom dit so lyk soos dit lyk. En as ons weer by die vrees van die Here kan uitkom, dan gaan ons besluit neem, ons waardes en ons beginsels gaan verander. Want voor ek 'n besluit neem, gaan ek weet, maar hierdie groot God, die skepper van eindes van die aarde, is nie net sommer maar net 'n godjie nie. Hy is die God. Hy is die skepper van die eindes van die aarde. Bokant elke mag, bokant elke krag, bokant elke gees. Die sleutel tot hierdie skat is die ontzag wat jy vir die Here het. En die verlossing wat daarmee saamgaan, en die vrees van die Here sluit hierdie skat oop. Dis soos ons skatkis. As hy gesluit is amper soos 'n skat vol goue munte en juwele. Dis die skat wat ek in my gedagte het. Jy onthou die film, The Lost Ark of the Harrison Ford het hom gespeel. Hulle kom daar by hierdie skatte, en die skatkis loop so oor van die juwele, en dit net soms so rond. En God wil vir jou meer gee, as wat jy kan bid of dink. Onthou jy, ons het daaroor gepraat? Maar die sleutel daarvan, die skat is so geweldig. Die skat is so groot. Die skat is so rykvol. Die skat is so boven dit wat ons kan bid of dink. There ask, sê die Engelse Bybel. Maar die sleutel van dit is die vrees van die Here. Is die vrees van die Here. En as ons elke oggend kan opstaan, sê dankie Here vir 'n nuwe dag. Dankie vir 'n dag wat U by my lewe gevoeg het. En hoeveel keer nie, ek praat met my eie siel vanaand, hoeveel keer word ons nie net wakker en ons begin met ons dag en ons het nie 'n fondasie waarop ons bou nie. Ons het nie 'n fondasie waarop ons daar bou nie. Elke steen vasgesement met die vrees van die Here, met dankbaarheid, met vergewensgesindheid, met lofprysing en aanbidding. Maar is dit nie bietjie radikaal nie? Weet jy, ons aanbid 'n radikale God. Stem jy saam? Ons aanbid 'n radikale God, wat
gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde is. En ek wil jou aanmoedig in hierdie maand, dat jy met vertroue kan bou. Ons het verlede jaar met ons oudejaarsdiens het ons Bybelprogram en ek weet nie van wie van u dit al deurgegaan het en wie daarby gehou het nie, dit maak nie saak aan my nie. As jy 10 hoofstukke meer gelees het as die vorige jaar, dan is dit ook al beter so. En jy kan dit weer begin die jaar. Hoe die goed is daar so. Al kom jy net by die helfte uit, al kom jy net by 'n kwart daarvan uit. Daar's 'n verbetering in dit. Maar as ons by die vrees van die Here uitkom, sê Here, ek wil meer van U weet. Ek wil meer van U weet, meer van die besigheidsbeginsel, sodat ek my besigheid beter kan hardloop. As jy net Spreuke gaan lees, die 31 hoofstukke van Spreuke, dan gaan jou besigheid ook sommer beter gaan. Want dit is al die basiese besigheidsbeginsels wat in God se woord is, wat die slimste man op aarde vir ons gegee het. Dis die beginsels. En alles wat in God se woord is, het 'n impak op my lewe, is die boustene van hierdie jaar wat voor lê, in Januarie, in Februarie. Ons het soveel dinge wat ons wil doen, maar die fondasie van alles bly Jesus Christus. Bly Jesus Christus. Dis ons hoeksteen, dis die fondasie wat ons alles in hierdie jaar gaan aanpak. Want ek wil uitskiet in daar hê. Ek wil 'n deurbraak hê deur God in hierdie gemeente, in mense se persoonlike lewens, in mense se geestelike lewens, in ons gemeente, in siele, in ons finansies, in ons huwelike, in ons kinders, in ons superseniors, in elkeen van ons se lewens, wil ek 'n deurbraak hê, 'n breakthrough hier.